is wonderlik waar die Here met mense begin. In 1 Samuel 16 lees ons van Samuel wat gestuur word om die nuwe koning te salf. En hy het sy horing gevat met die salf in, 'n dier horing, en hy's deur die Here gestuur na Isai en sy seuns. Die Here het vir hom gesê, een van sy seuns in Bethlehem gaan die nuwe koning wees. Toe hy daar aankom, toe gaan hy na Isai toe en hy sê vir hom, Isai, een van jou seuns gaan die nuwe koning van ons land wees. Die Here het gesê, ek moet hom kom aanwys. Kan jy asseblief jou seuns kry? Hulle moet voor my verbystap. En Isai is verskriklik opgewonde en hy reël dadelik dat al sy seuns kom. En hy laat die oudste eerste verbystap. En toe Eliab verbystap, toe weet Samuel, hierdie gaan 'n vinnige dag wees. Hy is eenvoudig, hierdie is 'n pragtige, groot, sterk man. Hy laat my aan Saul dink. Hy het net nie Saul se agterbak se karaktertrekke nie. En hy maak reg om hom te salf. En toe hy so wil salf, sê die Here vir hom, dis nie die een wat ek in gedagte gehad het nie. Ek kyk anders na mense as julle. Julle kyk na hulle uiterlike. Ek kyk na hulle innerlike. Hy sê toe, ekskuus, dis nie jy nie. En Eliab stap verby. En volgende kom Abinadab. Nou toe Samuel al so bietjie meer versigtig, so toe Abinadab kom, het hy redelik gou besef en gehoor, dis nie hy nie, en Abinadab laat verbystap. Volgende het Sama gekom, en hy kyk, Sama het hy sommer gou gesien, nee, dis nie Sama nie, laat hom verbystap. En so stap daar nog 4 seuns by hom verby. En daar kom die laaste een verby, en nie een van hulle is wat gesalf moet word nie. En hy besef, is ek op die regte plek, het ek die Here verkeerd gehoor, en hy sê, is hierdie al jou seuns? Ja, sê Isai, wanneer nie, ekskuus. Daar is nog 'n jong enetjie, maar hy is 'n jong enetjie, is besig om vee op te pas. Hy sê, bring hom vir my, en hulle gaan haal Dawid. En hier kom iemand aan wat nie opmerklik is nie indrukwekkend nie. Is 'n mooi gelaatstrekke sê die Bybel, maar sy vel is 'n bietjie rooierig, bietjie baie in die son gewees, bietjie kleinerig van postuur, en hy kom daar aan. En toe hy daar aankom, toe onmiddellik weet hy, die Here sê vir hom, dis die een. En net daar staan hy op, en hy vat sy horing met die olie in, en hy salf vir Dawid, as die nuwe koning van die land. Dan hoor ons hierdie pragtige vers, as die Here is 1 Samuel 16 vers 13 sê, die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk, voordat hy koning was. Net toe hy gesalf is. En dis waarna ons vandag gaan kyk. Die Bybel leer ons, Christus beteken gesalfde. Met ander woorde, die ene wat vooraf deur God uitgesonder is, deur God raak gesien is, en deur God gesê is, ek het 'n werk vir jou. En ons word, sê Handelinge 11, Christene genoem. Christus is gesalfde, Christene is ook gesalfdes. Ons is almal gesalfdes. Gesalfdes nie oor wat ons in ons het nie oor ons potensiaal nie oor ons vermoëns nie, maar gesalfdes omdat die Here vooraf gesê het, ek wil belê in jou. Ek kies om 'n pad met jou te loop. En van daardie oomblik af, is jy nie meer in beheer van jou eie lewe nie. Van daardie oomblik af, regeer hy jou lewe, bepaal hy jou toekoms, vorm hy jou. En dis wat met hierdie koning gebeur het. Hy het geweet, ek is klaar die koning. En hy het net al hoe meer en meer die koning geword. En dan kom jy op 'n punt waar jy begin om net dit wat jy is, uit te leef. Dis waarvoor die Here ons geroep het. Christene, dink lekker vandag oor hoe die Here in ons belê het. Geniet julle saam wees en julle gesels. Here, U oorweldig ons elke keer. Ons besef nie hoe bevoorreg ons is dat U in ons belê nie, dat U met ons waag nie. U begin met ons lank voor ons met U begin. En dan vorm U ons. Geduldig korrigeer U ons, help U ons. Maak U ons mooi en uiteindelik gebruik U ons. En ons wil vandag vir U sê, ons wil deur U gebruik word. Dis vir ons 'n voorreg om deur U gesalf te word. Dis vir ons 'n voorreg om die titel Christen te kan dra. Wil U vandag vir ons vorm in ons saamwees en ons besinning. Wil U vir ons gebruik. Dit bid ons in Jesus se naam.